so dat daar is mense wat vanoggend, as hulle in die spieël sou kyk, hulle self so sou oordeel, dat hulle nie hou van wat hulle sien nie, dat hulle self so minag en geen gewig toegee, nie goed genoeg, skaam en verleë. Maar ek wil hê dat jy hier moet staan en moet weet, dat die bloed van Jesus Christus hou 'n ander spieël vir jou voor. En jy kyk in haar spieël en jy sien die oë van God, vol trane, liefde en omgee. Dat hy na jou kyk en sê, jy is myne, jy is vergewe, jy is kosbaar. Dat die duiwel nie in jou gedagtes mee sal werk nie, dat hy elke bondage breek, soos hierdie lied sê, die bondage van verleë, skaamte en sonde, wat elke keer vir jou gegooi word, en jy skaam daaroor, dat jy nie jou passie, jou gawes en jou lewe kan uitleef, vir wat jy voorgemaak is nie. Ek bid dit jou toe vanoggend, liewe vrou, hier's vrouens vanoggend, wat jouself nie waardig ag nie. Dat jy nou in hierdie oomblik sal voel hoe God jou optrek, hoe hy jou vernuwe en verfris. Dat hy jou oë oopmaak en jou hart verruim. Dat jy sal ontvang die godheid, die grootheid en die waarheid, sy identiteit binne in jou nou, wat jou anker, wat jou regop hou in die waarheid van wie jy is. Dis die grootste stryd van ons tyd nou. Die grootste stryd is dat jy na stemme luister wat jy nie na moet luister nie. Jy kom te min in die kerk, jy kom te min in die skrif, jy kom te min in die terugtrek na die berge en die stilte van sy stem. Hy is nie kwaad vir jou nie, maar hy sê, dis die rede dat jy gevang word, en dat jy in hierdie oomblik sy stem sal hoor, en hoor, jy is okay, maar jy moet sy naam bely, jy moet kan sê Jesus, jy moet kan sê ek behoort aan hom, en niks sal my skei van sy liefde nie, hy hou my in die holte van sy hand, en niks sal my daar uitruk nie. Jy moet dit kan sê vanoggend, jy moet aan hom behoort. Jy moet die lam van Christus erken, dat hy gesterf het vir jou sonde. Dis al wat in jou pad staan. Hy sal jou lei op hierdie verhoudingspad. Hy sal jou lei op hierdie tog, op hierdie reis, wat 'n wonderlike reis is. Ek bid dit jou toe, liewe man, wat moed verloor het en hoop verloor het, en nou maar net aangaan. Jy hou alles net by mekaar. Jy survive maar net. Dis nie hoe God jou gemaak het nie, man. Hy het jou gemaak met passie en ruggraat. Hy het jou gemaak om uit te waag. Hy het jou gemaak om risiko's te vat. Hy het jou gemaak om geloof. Hy het jou gemaak om voor te loop. Hy het jou gemaak om op dorings te loop as jy moet. Hy het jou gemaak om op grondpaaie te loop. Hy het jou gemaak om 'n paadjie te maak vir jou gesin en vir jou kinders en vir jou nakomelinge. Hy maak jou voete hard vandag. Ja, gaan jy dorings kry? Ja. Is dit pynlik? Ja. Maar as ek by jou en loop ek voor jou en wysig ek jou die pad? Ja, verseker. Vat weer my hand in jou hand. Mense, terwyl jou oë gesluit is, moet jy hierdie simboliek sien vandag, dat God sy hand die deur hierdie ceiling druk, hy druk hom deur die dak, hy druk sy hand deur en hy sê voor jou en jy reik uit en jy vat sy hand, en hy vat nie net jou hand nie, hy vat jou in die gewrig, soos iemand wat jou optrek, nie aan 'n vinger nie, nie aan 'n wysvinger nie, nie aan 'n pinkie, nie aan 'n duim, hy vat jou in die gewrig, hy vat vas, want jy vat vas. En vanoggend voel jy hoe jy lig word, hoe jy gered word,
hoe jy gevul word met waarheid, hoe jou oë oopgaan, hoe God weer die manne rig na wysheid en insig toe, hoe God weer manne wys om vrou lief te hê, hoe vrouens weer die sintuie ontwikkel van 'n sagmoedigheid en 'n deernis vir sy teenwoordigheid. Ek bid dit tot die huwelike vandag. Ek bid dit dat julle nie sal vergeet die krag tussen jou en jou vrou as julle saam bid nie. Die krag wat daar is, wat jy op die oomblik sien as 'n huppel, as 'n boggel, as 'n doodloop. Die Here sê, vertrou my en my woord, as jy en jou vrou, jy en jou man saam bid, sal die pad gelyk word, sal ek dit uitsorteer en jou wysheid en insig gee. As jy alleen is, bid alleen. Maar die klem op huwelike hier vandag, moet dit nie onderskat, dit wat ek een gemaak het nie, dit wat ek powerful gemaak het nie. Dat die Here jou seën vanoggend in Jesus naam. Vir 'n oomblik kan jy jou sitplek neem, hou net die stemming so vir 'n oomblik. Kom ons kyk, wat doen die Here? Waarmee werk hy in mense se harte? Is duidelik dat die Here is besig met iets. Dat die skrifte is teen die muur, is teen die hart, is in ons gedagtes, dat ons sal God sien en hy sal in jou werk en hy werk op die oomblik binne in jou. Ek wil jy elkeen se oë moet toewees, dat jy nie vir my hoef te kyk nie, dat dit nie gaan oor 'n stage of 'n mens nie, dat dit gaan oor die Gees van God, wat oor jou waai, wat in jou nou werk. Ons gee min sulke tye, daar's al hoe minder sulke tye in kerke, ons skep al hoe minder sulke tye by die huis. Hier is 'n platform vir jou vanoggend, roep hom aan. Hy is hier en hy wil met jou kontak is miskien so 'n leë woord. Hy wil met jou fellowship, commune, een word. Toe ek 'n klein kind was, die Here openbaar het vanoggend aan my. My pa is hierdie jaar oorlede en ek mis hom so. Die Here openbaar vanoggend aan my as 'n jong seun, dat ek Sondagmiddag by hom ingekruip. My toegevou, soos ek kon sy hart hoor klop, want my oor was hy op sy bors, en ons hartkloppe was so verskillend, en ek het my geforseer om my hartklop dieselfde laat klop as sy klop, en elke keer as ek dit doen, dan raak ek in die slaap, en die Here wys my, as jou hart soos myne klop, as jy so naby aan my is, sal jy my hartklop verstaan. Kom lê 'n bietjie saam met my. Kom wees 'n bietjie saam met my. Kom voel hoe ek voel. Kom in die teenwoordigheid in. Niemand voel nou skuldig nie. Niemand voel nou skuldig nie. Hy nooi jou nou uit, is 'n nuwe boek, 'n nuwe hoofstuk, 'n nuwe bladsy, hy nooi jou uit. Kom, wat wil jy met my praat? Wat hinder jou? Wat pla jou? Wat maak jou seer? Wat laat jou huil? Praat met my. Kom nader. Kom nog nader. Hy omvou jou. Jou oor op sy bors. Hoor sy klop. Hoor die geklop. Hoor die antwoorde. Hoor die vrede. Voel die veiligheid.
jy moeg is, as jy depressief is, as jy kwaad is, kom na my toe. As jy strategie benodig, kom na my toe. As jy wil huil, maar jy wil nie iemand met jou sien, kom na my toe. As jy dom voel, kom na my toe. As jy oningelig voel, kom na my toe. As jy nie waardig voel nie, kom na my toe. Een dag in die teenwoordigheid is beter as 1000 daar sonder. Hierdie oomblik koop vir jou 1000 dae, 1000 wyshede, duisende. In 'n oomblik doen God iets wat jy nie in boeke kan lees nie, wat jy nie met die sielkundige kan kry nie, by dokters kan ontvang nie. In 'n oomblik werk die Gees van God met elkeen so uniek vanoggend. Hy roep jou, kom nader, kom nader. Jy is myne, ek het jou lief. Jy is bemin, jy is my oogappel. As daar iets is in jou lewe wat jou pla, dit pla my. Jy is my oogappel, dink mooi oor hierdie woorde. As daar 'n stoffie in jou oog kom, jy stop alles. Jy vee in jou oë totdat dit uitkom. So sê God, dit wat jou pla, sal ek nie stop nie, totdat dit uit is. Maar jy moet my aanroep. Jy moet verhouding met my hê. Dis nie 'n Sondag ding nie, dis nie 'n tradisie ding nie, dis nie 'n kerklidmaatskap ding nie. Dis 'n lewende God ding. Dis 'n lewende God verhouding. En miskien kom jy nooit weer na die kerk toe nie, as gevolg van omstandighede, of dat jy dalk 'n besoeker is. Dat hierdie dag sal vir jou iets beteken het. Dit gaan nie oor 'n mens nie, dit gaan nie oor 'n band nie, dit gaan nie oor musiek nie, dit gaan oor jy en God. Is julle okay? Is daar 'n wig tussen julle? Laat hy die wig uithaal. Laat hy die skuitsmuur afbreek. Hoe doen jy dit? Ek glo in Jesus Christus, die enigste verlosser en saligmaker, die Seun van God, die Lam van God, wat in my plek gesterf het, die regverdige vir die onregverdige, het gesterf vir my. En dan sê ek amen en amen en amen daarop. En as jy hierdie gebed 3 keer 'n dag moet bid, dan doen jy dit. Dit sal jou red, dit sal jou lei, dit sal jou onderrig. Dit sal jou nederig hou, dit sal jou vul, dit sal jou bekragtig. Dit sal jou oë oop hou. Jy sal rustig slaap in die aand, want jou bekommernisse is op hom. Jy sal drome droom, sê die skrif. Die ou mense sal drome droom, jong mense sal gesigte sien. Wanneer laas het jy gedroom oor 'n God wat kan? Dis so gevul ons gedagtes is met nonsens. Wanneer laas het jong mense visies gesien, is omdat ons so gevul is met nonsens. Dat die Here elimineer, die wat uitroep na hom vanoggend, julle sal begin drome droom. Jy sal visies begin sien. Die Here sal aan jou strategieë openbaar, in jou drome, in jou dagdrome, in jou strategieë, in jou stilwordtye. Hy sal aan jou wys wat jy moet doen, aan die weg wat jy moet gaan. Ek sal jou onderrig, ek sal jou die pad wys, ek sal jou lei.
Maar jy moet connected bly. Fellowship. Hy's my beste vriend. Ek praat met hom. Selfs as ek foute maak en sleg voel en wil weghardloop van die heiligheid af, sê hy, moenie weghardloop nie, hardloop na my toe. En dis mense wat dit môre gaan doen, jy gaan weghardloop. Moenie weghardloop nie. Hardloop na hom toe. Bely dit, sê dit. Ek is jammer, ek wil nie. Ja mense, die Gees van God is soos 'n ma vanoggend, sag, raadgewend, koesterend. Jene mense, ek het so voorberei hierdie week. Ek is nie onvoorbereid nie. Maar ek voel so daar's een liedjie wat ons nog kan sing, miskien hierdie laaste liedjie wat ons sou sing. Word bedien net met hierdie lied. En onderlings bid ons vir die wonder van onderskeiding. Laat dit oor jou reën. Luister na hierdie woorde. Word gevul.
Markus 9 vers 33, Markus, waar staan dit nou? Markus, vir my sal niks onmoontlik wees nie. Die God van die onmoontlike. Mense, terwyl die band net so rukkie is, ek gaan nie lank wees nie, ek dink wat die Here mee besig is hierso, en as ek mooi ingestem, ek bid vir die Here vir onderskeiding, maar ek kan nie wegkom van die idee van wat die Here deur Nehemia die profeet, of al hy was nie 'n profeet nie, deur Nehemia die mens gedoen het nie. Nehemia, 'n gewone mens, net soos ek en jy, 'n gewone werk, hy was 'n skinker, hy's uitgeruk in ballingskap na 'n vreemde koning, na 'n vreemde land toe, maar iets in sy lewe, hy behou die hartklop van wie God is, hy behou hierdie God wat hy gedien het en geken het, al is hy nou in 'n vreemde land, en 'n vreemde koning, onder vreemde reëls, wat nie eers die God van sy lewe ken nie. Hy steeds ingestem, hy steeds ingewy. Sy hart is so naby aan God, dat hy God se hartklop hoor. En God openbaar aan hom sy hartklop. Ons noem dit 'n heilige ontevredenheid. En Nehemia begin te huil oor waaroor God huil. Mense, as jy op 'n plek kan kom, wat jy huil oor wat God huil. God huil en jy so ingestem oor wat hy huil oor. Dan is daar nie keer aan jou oor die koninkryk van God, wat God in jou en deur jou kan doen nie. Ons lewe so in 'n selfsugtige tyd, is ek en my en ek. Want Nehemia leer ons en sê, hy bly so gemaklik, hy bly so in 'n paleis, maar tog roep die Here hom en sê, gaan bou die mure van Jerusalem, gaan bou die poorte van Jerusalem, my volk is in scattering, my volk is ten gronde. En Nehemia met hierdie opdrag na die volk toe gaan, en hy gaan bou hierdie mure, en hy help daarmee. Ek kom nie weg van die idee af nie, ek kan nie wegbeweeg van die skrifte af nie, ek wil vanoggend afgesluit het oor hierdie idee, maar hoor my net uit vanoggend. Daardie muur is 'n 5 kilometer muur, en moet nou nie worry oor al die name nie, maar is net so 'n idee, is 'n 5 kilometer omtrek oor hierdie land, of oor die volk, en as dit 'n gewone bouer sou vat, dan sou dit om 20 jaar gevat het om hierdie muur te bou. Met die beste ingenieurs, met die beste vakmanskappe en leibrers, sou dit 'n gewone kontrakteur tussen 15 en 20 jaar gevat het om hierdie muur te bou. Omdat God agter hierdie saak is, omdat ons luister na waar God ons wil na toe beweeg, omdat ons ingestel is by God, en omdat ons sy opdragte uitvoer, dan maak hy dat ons kennis kry langs die pad, en daar word voorsiening gemaak, en lang storie kort, word hierdie muur gebou in 52 dae. Iets van wat die Here vanoggend aan my openbaar is, 'n dag in die teenwoordigheid is beter as 1000 dae sonder. Jy kan vanoggend hier sit, en vir 20 jaar, vir die volgende 20 jaar, kan jy bou aan jou muur, jy kan bou aan jou poorte. God rig die muur vir jou, hy wil jou beskerm, hy wil vir jou lewe, hy wil jou lewe herbou, hy wil jou lewe herstel. Maar dan is daar poorte, 10 poorte in hierdie stad, en jy is die stad. Hy bring die mure op, hy bou die poorte. Poorte is wat ek toelaat in my lewe, wat inkom en uitkom. Ons is daar die stad. En jy kan vir die volgende 20 jaar, kan jy aanhou sukkel op jou eie manier.
En dis al wat ek kan sê vanoggend. Of jy kan die Here vertrou, dat statistieke bewys dit oor en oor. As jy vir 28 dae iets doen uit 'n gewoonte, dan begin dit 'n gewoonte te raak. Hulle bou hierdie muur in 1,5 maande, ons taal. In 1,5 maand bou hulle hierdie muur met al sy poorte. Jy staan voor 'n besluit vanoggend. Bou 'n gewoonte in jou. Jy kan oor 'n maand en 'n half anders lyk. Jy kan anders ryk. Jy kan anders doen. Die Here kan in een oomblik iets doen wat ons begeer oor jare. Hoeveel keer het ek al hierdie getuienis vertel? Tommy Ackerman, julle kan hom gaan Google, hy speel by Woord en Lewe, speel hy die hoofaanbiddingsleier van die aanbidding. As jong seun sit hy in die gemeente en hy het 'n begeerte, hy voel die hartklop van die Here en hy sê, Here, as U my leer om keyboard te speel, dan sal ek al die dae van my lewe sal ek U dien. Hy het nie 'n klou waar om 'n keyboard aan te sit nie, hy het net 'n begeerte. Hulle maak die oggend 'n uitnodiging, hulle lê die hande op hom, sonder dat hy weet, daardie week gaan hy vir sy eerste klasse, en hy het 'n gevoel, nog nooit in sy lewe aan 'n keyboard gevat nie. Hy lei vir die laaste 25 jaar die aanbidding by Woord en Lewe. Hoe die Here in een oomblik, in iemand wat sy hart reg is, wat die hartklop hoor van God, doen hy iets. Hy doen iets. Maar jou poort is toe. Jy wil nie inlaat nie. Daar's 'n sekere poort in hierdie poorte wat hulle noem mispoort, down gate. Dis waar al die vuil goed moes uitgaan. Praat van bekering en reiniging. Partykeer is daar goeders wat moet uitgaan uit jou lewe uit. En dan is daar 'n skaappoort, die lam van God. Daar is 'n waterpoort, die woord van God. Daar's 'n fonteinpoort, die Heilige Gees wat jou verfrissing kan gee. Daar is 'n perdepoort wat jou standvastig maak onder die druk van hierdie lewe, dat jy staande kan bly. Daar's 'n oospoort wat sê die son kom op in die ooste. Hy kom weer. En hy kom haal sy mense wat in hom glo. Maar dan is daar ook 'n inspeksiepoort wat ek met jou wou praat vanoggend. Hy inspekteer vanoggend jou lewe. Die Here gaan ons elke keer vooruit. Inspeksie, hy toets jou. Waar is jy? Hy tel die soldate net voordat hulle uitgaan, dan tel hy die soldate, die gouverneur. Hulle toets hulle wapens, hulle uniforms. Hulle kyk of die swaarde skerp genoeg is. Dis nie 'n tyd nou waar jy moet voorberei, dis 'n tyd waar jy geëvalueer word. Deurgrond my en soek of daar 'n weg is in my binneste, of daar nie 'n plek is van smart nie. Psalm 26 vers 2 sê, beproef en toets my, of my gedagtes en my hart in lyn is met wie U is. Romeine 13 vers 5 sê, beproef en toets jouself of jy nie geloof is. Dis daardie oomblik by inspeksiepoort en sê, nou staan jy hier voor dit. Nie hoe voel jy nie, is jy gereed? Is jy gereed? Dan bring God jou en hy staan voor jou. Jy weet, as kind gaan ons met vakansie, dan elke keer, en ek doen dit nou nog. My pa het altyd die bonnet, maak hy hom oop en slat hy hom toe, dan sê ek, hoekom doen hy dit? Hy sê, hy het eendag iemand gesien wat die bonnet nie lekker op klip was nie, toe hy ry, toe gaan die bonnet oop en is dit 'n groot ongeluk. Vandag nog, check ek die bonnet, net voordat ons gaan ry op 'n vakansie. As ons die karavaan haak, raai wat doen ek? Ek loop so om die karavaan, skop die wiel, ek weet nie wat doen dit nou regtig nie, maar kyk nie of hy los is. Voel of die vensters vas is. Kyk of die dakkie van die karavaan ingeklip is, want ek het al gesien, dat jy ry nog, gaan hy dakkie op, man, slat hy die dak af. Is 'n oomblik nie nou vir voorbereiding nie, is 'n toets.
is evaluasie, is jy reg? Yes, mense. Dan staan ons hier voor inspeksiepoort. En hy inspekteer jou, hy toets jou. Is jy reg? Nie hoe voel jy nie. Nie is jy in die kerk nie, nie is jy lidmaat nie, nie is jy in bediening nie, is jy reg? En net jy kan hy antwoord gee. Is jy reg? En dan kom God en hy veroordeel jou nie, hy verfyn jou, hy berei jou voor. Is nie 'n hofsaal nie, is 'n voorbereidingsplek. Is so spieël. Jakobus sê as ons in die spieël kyk, dan kyk ons sien, dan moet ons reageer. Gaan ek regmaak of gaan ek aangaan soos wat ek gelewe het? Dis daai inspeksiepoort en diep in die hart en jy ontbloot dit. Toets. Soos vuur, soos goud deur vuur gelou. Toets. Maak 'n diagnose. Kyk of dit eg is. Toets of jou geloof eg is. Ons is volgende daar. En ek gaan afsluit met hierdie slide net. En net jy kan dit antwoord. Is jou hart nog sag? Is jou liefde nog warm? Is jou fokus nog reg? Is jou lewe in lyn met wat jy bely? Romeine 13 vers 5. Ons het, ek weet nie hoekom nie, maar ons het 2 minute. Ons het baie meer as dit, maar sit net so rukkie. Antwoord die vraag. Die Gees van die Here vra jou, hy vat jou so, en ek wil nou nie sê hy skop aan die karavaan nie. Hy voel bietjie daar aan daai wiele, is die nats vas. Nee, bietjie, is jou nats nie bietjie los nie. Is die wiele nie bietjie pap nie. Check net 'n bietjie. Check net 'n bietjie. Ek sit hier al vir 10 minute en ek probeer dit net terugdruk, want ek wil nie regtig hier voorkom staan volgend nie, maar hierdie is 'n oomblik. Hierdie is 'n draaipunt in 'n paar mense se lewens vandag en Johan Stein het altyd gesê ons moet 'n profetiese aksie neem. Ek voel as mense wat so aangeraak is op hierdie oomblik dat hulle wil opstaan, soos wat ek nou moes opstaan. Jy voel so ver, maar jy weet nie waar om te begin nie. Jy wil die eerste stap neem, maar jy weet nie wat om te doen nie. En die woord sê, die Here staan by jou deur en hy klop. Hy forceer homself nie op jou af nie. Hy's 'n gentleman. Hy staan en klop en jy moet die deure oopmaak volgend. Daar's 'n aksie wat jy moet doen om die deure oop te maak en ek gaan vra dat almal net hulle oë toemaak, want hierdie is 'n moment tussen 'n mens en sy Skepper, tussen jou en die Here. En ek weet die Heilige Gees praat nou met jou en as die Here nou met jou praat, gaan ek jou vra om daai stap van geloof te vat. En net op te staan en uit te reik na die Here toe. Geen vorentoe roep nie. Is dalk 'n scary moment vir jou. Nie worry oor wat die mense dink nie. Hierdie gaan nie oor mense nie, dit gaan oor jou. Jou en die Here. Reik uit. Neem maar eerste stap. Soos wat ek sien in my gees, soos wat jy daai eerste stap neem. Jy dink jy is nie goed genoeg nie, jy dink die Here is te ver. Hy gaan daai 1000 tree neem in daai oomblik wat jy daai eerste stap neem en hy gaan jou ontmoet waar jy nou opstaan.
Daar's nog mense wat moet staan, die Here wag vir jou. Ek sien die mense probeer so half opstaan en gaan sit hy weer. Moenie laat die vyand jou terughou om vandag daai stap te neem nie. As jy moet staan, moet jy staan vandag. Die Here gaan jou vandag ontmoet. Here, my gebed vir hierdie mense vanoggend wat staan, saam met my staan vanoggend. Here, vra ek dat U sal uitreik en hulle sal vul nou met die Gees, Here. Dat U hulle lewens sal ruk, dat U hulle sal verander in hierdie oomblik, sodat hulle van hierdie dag af sal weet, die Here loop saam met my. Die Here is met my. Ek hoor sy hartklop, my hart klop saam met sy klop. Here, ek vra dat U hulle sal vashou aan die hand en hulle sal lei. Here, dat U hulle nooit sal alleen laat nie. Dat U hulle voete sal vat en hulle sal salf. Dat elke liewe stap wat hulle sal tree. Here, laat daar waar hulle skare weer val, dat daar wonderwerke sal gebeur, Here. Here, waar hulle vir mense sal bid, dat siekes sal gesond word, dat blinde sal sien en dowe sal hoor en dooies opgewek sal word, Here. Mag U krag deur hulle werk vandag. Van vandag af, Here. Here, mag U naam groot gemaak word deur elke liewe ding wat ons doen. Elke oomblik van ons lewens, Here. Mag ons U banner dra. May we wave the banner of Christ every step that we take from this day forward. Here, ek dank U. Ek dank U dat U uitreik na ons toe en dat U ons kom haal. Maak nie saak hoe ver ons is en waar ons is in die modder nie, maar laat U ons kom uithaal. Laat U ons skoon was en vir ons 'n nuwe kleed gee en 'n ring aan ons vinger sit en sê, jy is myne. Here, dankie vir dit vandag. Ons loof en ons prys U naam en ons almal stem saam en ons sê, Amen. Mense, daai mense, ek weet hy het nou gesê, ek gaan nie, maar hier's mense wat nou gestaan het, wat vir die eerste keer, dan sal mense wat gestaan het, wat die Here in besonder iets gaan doen in die volgende maand en 'n half. Kom, laat ons jou seën en jou salf met olie. Ek gaan vra dat die mense sal opstaan en dat julle wat gestaan het net vorentoe sal kom. Die res so ons gaan 'n aanbiddingslied sing en dan gaan ons vir jou bid en ons gaan jou salf met olie. Want ek ervaar terwyl hy bid, hier's van julle wat gestaan het en gesê, die Here gaan in die volgende maand en 'n half iets besonders in jou lewe, in jou en deur jou doen. Dan is daar wat bekeer, kom, dat ons net die hande oplê, ek voel net, ons doen dit nie altyd nie, maar is vanoggend een van daai oggende. Ek gaan jou nooi, ek wil jy moet vorentoe kom, in besonder, die mense hier voor en daar agter. Dankie, is dit reg? Okay, ons bid saam. Mense, die res van ons, terwyl hulle vorentoe kom, ons gaan saam met hulle bid. As jy ook gebed wil nodig hê, kom staan aan die kant. Ons gaan saam met jou bid, maar besonder hierdie mense, wat die Here iets besonders gaan doen in die volgende gewoonte wat hulle gekweek het in hulle lewens. Ons gaan afsluit met 'n lied, soos wat jy uitstap, ons lekker koffie en tee, ons nooi jou en nuwe besoekers daar agter, asseblief kry jou gesmelte chocolate en dan sien ons jou vanaand 6:00 weer by die kerk met 'n besonderse diens hier, so maar bless julle, mag julle 'n wonderlike naweek verder hê.